Hey, goeiemôre graad 9's. Ek is juffrou Abbott en dit is my grootste voorreg om vandag vir julle van die debiteure joernaal te verduidelik. Maar voordat ons sommer net inspring, moet ons na sekere teoretiese konsepte en agtergrond van hierdie debiteure joernaal eers vaslê. Okay. So, ons gaan eers bespreek wat is 'n debiteur? Okay. So 'n debiteur is 'n persoon of 'n besigheid wat aan ons besigheid geld skuld. En hoe dit nie alleen gebeur het, is ons het op skuld aan hierdie persoon of besigheid verkoop. So ons wag nog vir hulle om ons hulle gelde of hulle skulde terug te betaal. En die rede hoekom hulle vir ons 'n bate is, hierdie debiteure, is omdat dit toekomstige geld is wat nog in ons besigheid gaan inkom. Ons wag nog vir daai geld. Okay, so dan kredietverkope. Kredietverkope, soos ek nou net gesê het, wat amper bypas by debiteure, is wanneer ons op krediet of skuld verkoop aan 'n ander besigheid of 'n persoon. Sê nou, ons besit 'n Krispy Kreme in Woodlands. En Tannie Marie kom in en haar ma, Tannie Sari, word die naweek 90 jaar oud. En sy wil 2 bokse donuts koop wat R500 saam kos. Maar sy sê sy kan ons regtig nie nou betaal nie, maar oor 'n week betaal sy ons. En ons verkoop aan haar, maar ons het nog nie daai geld ontvang nie. So dit is dan kredietverkope. Okay. Dan, wat is die proses agter kredietverkoop transaksies? Okay, baie belangrik. So, wanneer ons 'n transaksie lees, byvoorbeeld, Tannie Marie koop 2 bokse chocolates teen R500. So sy skuld ons, sy moet ons nog terugbetaal. Okay. So nadat jy daai transaksie gelees het, journaliseer jy dit na die DJ toe. Wanneer jy in die DJ al die besonderhede geskryf het, dan eers kan jy dit oorboek na die debiteure grootboek toe. Okay. Dan, baie belangrik. Wat is 'n brondokument? So 'n brondokument, jy kan die eerste woord van brondokument, eerste letter vat en dis 'n B. Dan koppel jy dit aan die eerste letter van wat dit beteken en dit is 'n bewysstuk. Okay. So bewysstuk is 'n bewyse dat hierdie transaksie werklik plaasgevind het. Okay. So as ons nou aan Tannie Marie R500 vir 2 bokse chocolates verkoop, 2 bokse donuts verkoop het. Okay. En ons reik faktuur 105 uit, is daai ons brondokument en ons bewysstuk. So as Tannie Marie oor 3 weke terugkom en sy sê, sorry, ek het nou nie betaal na 'n week soos ek beloof het nie. Maar goed, hier is die R300 wat ek julle skuld. Dan kan ons vir haar sê, nee, Tannie Marie, die egte betaling of dit wat jy ons skuld is R500 en jy het ons dit neergeskryf op faktuur 105 en ons kan dit so vir haar wys. So dit is baie belangrik dat ons daai bewyse het op die brondokument om vir ons debiteure te wys, dis wat julle ons skuld en dat dit in ons boeke sin maak. Okay. Dat ons dit kan terugwys as ons in die toekoms wil terugkyk na die verlede. Okay. Dan, watse brondokument kom gewoonlik by kredietverkope voor? Okay. NB. By kredietverkope is altyd die brondokument tipe faktuur. So, hoe ek dit onthou. Ek skryf faktuur neer of as hulle vir jou sê, as hulle vir jou in die sinnetjie of die transaksie gee, dan onderstreep ek omtrent die middelste letter van die woord faktuur en dit is die K. En dan koppel ek dit aan kredietverkope. So as daar staan faktuur, dan weet jy dit is altyd kredietverkope. Okay. So, ek het nou vir ons 'n paar transaksies en oefeninge gaan opstel dat ons nou prakties kan sien hoe die debiteure joernaal lyk. Okay. So dis ook baie van die tyd, dit is ook hoe dit in die toetse en die oefeninge voorkom, is hulle gee vir jou transaksies van 'n maand en dan moet jy
dit gaan journaliseer in daai maand se DE. Baie belangrik. 'n Debiteure grootboek word maandeliks opgestel vir 'n debiteur en elk debiteur het sy aparte debiteure grootboek. 'n Debiteure joernaal word ook maandeliks opgestel, maar dan word al die debiteure in wat daai maand voorgekom het, in daai maand se debiteure joernaal geskryf. Soos julle hier ook kan sien, die formaat van hierdie debiteure joernaal. So jy skryf altyd heel eerste debiteure joernaal, nie afgekort nie, DJ nie, debiteure joernaal van die besigheid se naam. Ons werk vandag met Crypto vir Maart en dan die jaartal 2022. OK, dit moet daar wees. Dan onder dit, nou moet julle fokus. Dit is betrokke met die formaat of die kolomme. OK. Daar staan altyd doc. Hierdie staan vir dokumentnommer. OK. So, hoe jy hom gaan sien, is in die transaksies, as hulle vir jou faktuur 105 gee, of faktuur 110. OK, daai dokumentnommer, of wat hier gaan kom, is altyd die nommer wat langs die faktuur staan. OK, ons gaan nou voorbeelde ook doen, maar dit is die nommer, byvoorbeeld 105. En dit gaan altyd, of in hierdie oefening, gaan dit van die een nommer na die volgende. So, 105, 106, 107. OK. Dan, dag. Hierdie is baie belangrik. Hierdie moet kronologiese volgorde wees. So dit moet van die eerste tot die 30ste wees. OK. Dan is dit aan wie verkoop die debiteure. So, hier ook, ons gaan werk met C. Coleman en A. Adams. So dit is die debiteur se naam en van. OK. Dan is dit folio en dan is dit verkope en koste van verkope. So verkope is die verkoopsprys en koste van verkope. Hier is dit belangrik. Koste van verkope is die bedrag wat dit ons gekos het om eers daai handelsvoorraad aan te koop en dan nou die winsopslag by te sit en dan die verkope te maak. Maar daai verkope het ons eerste geld gekos want ons moes daai handelsvoorraad aangekoop het. OK. So dit moet ons ook daar gaan journaliseer. OK. So, kom ons werk met Maart, die transaksies van Maart 2022. OK. Op die 5de sê hulle vir ons, goedere is op skuld verkoop aan C. Coleman, R560, faktuur 104 is uitgereik. OK. So, onderstreep ons, op skuld verkoop. OK, ons het ook gesien faktuur. So as jy sien faktuur, onderstreep jy die K en dan weet jy dit is kredietverkope. OK, so kom ons begin. Dokument. So wat het ek julle gesê by dokument? Dokument is altyd die nommer wat regs van faktuur staan of na faktuur staan. En in hierdie geval is dit faktuur 104. So dis 104. So ons skryf by dokument 104. Dan dag. Dit is die datum. Sien julle ons werk ook in kronologies 15/25. So, hierdie dag is die 5de. OK, dan skryf ons daar 5. Dan kyk ons, aan wie het ons verkoop? Ons het verkoop aan C. Coleman. Dan skryf ons hier, C. Coleman. OK. Folio los ons vir eers oop. OK. Dan, as ons kyk na verkope, hulle het vir ons die verkoopprys gegee. Wat is verkoopprys? Verkoopprys is die bedrag wat op die rak staan. OK. Ons gaan mos nie ons kosprys op die rak sit nie. Dan gaan ons niks wins maak nie. OK. So ons sit ons verkoopprys op die rak en die kliënt of die klant of die debiteur van aan daai handelsware, handelsvoorraad na die til toe en betaal dan daai bedrag. So dit is die verkoopprys. Dan skryf ons verkoopprys R560. Maar sien julle nou moet ons die koste van verkope uitwerk. OK. So, hoe gaan ons dit doen? Jou hashtags om. OK. So, ons skryf hier kosprys, wins, verkoopprys. OK. Dan trek ek dit altyd so en so. Sien julle, dan lyk dit soos 'n hashtag. OK, dan my kosprys.
Hierdie persentasie van my kosprys is altyd 100. Dan, my wins. My wins het hulle vir ons gegee as 25%. Dit is my winsopslag. Okay. Dan skryf ons by wins 25. Okay, hierdie is die persentasie kolommetjies, hierdie is die randwaarde. Okay. Dan 100 plus 100 plus 25 is 125. Dan, wat het ons? Ons het die verkoopprys van 560. So ons sê, altyd, wat jy soek op wat jy het, so ons sit die kosprys op die verkoopprys, maal die bedrag wat ons het, 560. So kom ons werk dit uit. Hierdie bord, dat is hy. So dit is dan 100 op 125 maal 560. So ons kry 448 en dan gaan skryf ons dit hier. Eerste een is gedoen. Okay. Nou, kom ons kyk na die 10de. So voorraad op krediet verkoop aan A. Adams met 'n kredietfaktuur en die kosprys was R800. So omdat hulle nou nie vir ons die kredietfaktuur se nommer gegee het nie, neem ons aan dat dit 105 is. Hierdie was 104, so die volgende ene kredietfaktuur gaan 105 wees. So ons skryf 105. Dan sien ons, dit is op die 10de, dag 10de. Dan sien ons, dit is aan A. Adams verkoop. So, A. Adams. Folie los ons uit. Maar hier is dit belangrik. Wat gee hulle hier vir ons? Hulle gee vir ons die kosprys. Okay? So ons gaan skryf R800 in die koste van verkope kolom. So hulle wil hê ons moet die verkoopsprys uitwerk. Nou, ons gaan doen presies dieselfde. Okay, so ons skryf kosprys, wins, verkoopprys. Trek ons kolommetjies. Hierdie is die persentasie kolom, hierdie is die randkolom. Kosprys is altyd 100. Wins gee hulle vir ons 25. So verkoop is 125%. Dan, hulle gee vir ons die kosprys, so hierdie, van R800. So ons soek die verkoopprys. So, dan is dit. Wat ons soek, 125% op 100 maal wat ons het. So dis altyd wat ons soek op wat ons het, maal wat ons het. So, dan gaan werk ons uit. 125 oor 100 maal 800 is R1000. So gaan skryf ons hier by die verkoopprys 1000. Okay. Laaste transaksie. Verkoop op krediet. Dit is uit die 25ste. Verkoop op krediet aan C. Coleman, faktuur 106 word uitgereik. Verkoopprys was R750. Okay. Weereens, ek het daar gaan onderstreep verkoop op krediet. So hierdie word dan C. Coleman, soos ons gesien het by transaksie of op die 5de, hy is vir ons 'n debiteer omdat ons op krediet verkoop. Okay. Dan, hulle gee ook vir ons die faktuurnommer en hulle gee vir ons die verkoopprys. Okay, met daai kan ons klaar baie doen. So, ons gaan na dokumentnommer toe. Hulle het vir ons gesê faktuur 106. So ons skryf hier 106. Dan die dag. Die dag is die 25ste. So ons skryf hier 25. Aan wie verkoop ons? C. Coleman. So hy het 2 keer hierdie maand by ons gekoop. Dan, hulle gee vir ons die verkoopprys van R750. So ons gaan skryf hier 750. So sien julle, al wat nou word, is die koste van verkope. Okay, dan gaan werk ons dit weer uit. So dan skryf ons weer presies dieselfde. Ons hashtag sommetjie. Okay, so kosprys, wins en verkoopprys. Okay, so
Ons het die persentasie van 100. Dan, ons kosprys is 100. Wins weer 25, soos hulle vir ons gegee het. Dan verkoopprys 125, 125. Okay. Hulle gee vir ons die verkoopprys van 750. So ons soek die kosprys. Okay. Wie ons sommetjie wat jy soek op wat jy het, maal wat jy het. So wat jy soek is die 100 op wat jy het is die 125 maal 750. En dit gee vir ons 100 op 125 maal 750. Dit gee vir ons 600. So, dan skryf ons by die koste van verkope 600. Nou is ons nog nie klaar nie. Ons moet hierdie bymekaar tel. Okay. So kom ons begin by die verkope kolom. So ons sê 560 plus 1000 plus 750. Dan kry ons 2310. Okay. Dan koste van verkope 448 plus 800 plus 600 is dan 1848. Okay. En nou het jy jou debiteure joernaal vir Maart 2022 gedoen. Okay. So, wat moet ons onthou? Met kredietverkope vra hulle altyd of die brondokument by kredietverkope is altyd faktuur. Okay. Dan moet jy gaan kyk in die transaksies. Gee hulle vir ons die verkoopprys of die kosprys. Okay. Dan, afhangend van wat hulle gee, moet jy die ander een gaan uitwerk met jou hashtag sommetjie en met jou winsopslag persentasie. Altyd. Okay. Baie belangrik. Dan, aan die heel einde, onthou om jou totale vir die verkope kolom en die koste van verkope kolom te kry. Okay. Okay. Dan net ekstra inligting. Nadat jy hierdie debiteure joernaal opgestel het, gaan jy debiteure grootboek toe en jy gaan 'n aparte debiteure grootboek vir C. Coleman vir Maart 2022 hê en jy gaan nog 'n debiteure grootboek apart vir A. Adams vir Maart 2022 hê. Okay. Baie dankie julle, dit was 'n voorreg om vandag se klas aan te bied. Ek hoop julle het iets geleer en as julle enige vrae het, vra my asseblief. Dankie.